Ek onthou die eerste keer wat ek met die doop gekonfronteer was. Ek was 6 of 7 gewees en ons het na 'n veearts toe gegaan want een van ons hondjies het seer gekry. En ek onthou ek het in hierdie rooi Mazda gesit en my maale was binnekant besig gewees by die dokter vir die hondjie saam. En agter ons was daar 'n tent gewees wat daar mense in gepreek het en daar was hierdie swembad. En ewe skielik toe sien ek hoe mense in hierdie swembad gedoop word en dit het my gefassineer. Ek het dit glad nie verstaan nie want ek het in 'n susterskerk groot geword, so ek het groot geword met die besprinkeling. Maar iets in daai gebeurtenis het my net getrek en laat wonder oor dit. En 'n hele paar jaar later, ek het tot bekering gekom in Standaard 7 en Standaard 8 het ek regtig 'n pad met die Here begin te stap en ek het hierdie intense begeerte gehad om ook gedoop te word. Want die skrif van Matteus 28 vers 19 het net vir my waar geword en dit het gestaan: gaan dan heen, maak mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar ek het die doop nog nie heeltemal verstaan nie. En die dag toe ek die doop gesnap het en dit verstaan het ek in 'n mik van 'n boom gesit in Jeffreys Bay. En dit was net hierdie amazing ervaring want ek het besef waaroor gaan die doop. Die doop gaan oor die feit dat jy tot bekering gekom het, laat jy, as jy onder die water gaan, met jou hele lyf, is dit soos 'n begrafnis, 'n dood, 'n begrafnis wat jy onder die water ingaan, soos wat Jesus vir ons gesterf het. En as jy uitkom, dan is dit 'n nuwe mens wat opstaan. En dis hoekom die doop vir my een van my amazingste ervarings van my lewe was. Ek is daai volgende oggend as ek in Jeffreys Bay in die see gedoop. Dit was die amazingste ervaring want ek het net daar besef dat al dien ek die Here al vir 'n hele paar jaar, het die doop gekom en my lewe kon verander. Want sien, ek was 'n sondige mens wat rondgeloop het, wat tot bekering gekom het. Maar die dag toe ek myself laat doop het, toe is die sondige mens dood en 'n nuwe mens in Christus het opgestaan. En ek het sommer net vanoggend gevoel om dit met julle te deel. Ek weet dis 'n sensitiewe onderwerp. Mense praat nie oor dit. Dis soos op skool wat mense oor politiek mag skryf nie. Maar ek kan nie anderste as om jou te verduidelik as jy dalk nie weet waaroor die doop gaan nie. Die dag as jy 'n pad met God begin stap, dan het jy vir hom gekies en dan het jy tot bekering gekom en jy het omgedraai. En dit is wat jou red, is die feit dat jy besef dat Jesus aan die kruis vir jou gesterf het. Maar die dag wat jou lewe 100% verander op die aarde, is die dag wanneer jy gedoop word, want dan wys jy vir mense, jy proclaim om te sê, maar die ou mens is dood, ek het hom daar in die water begrawe, en met die Here se genade het 'n nuwe mens daaruit opgestaan. In Romeine 6 vers 4 bevestig dit, daar staan: ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Die dag as jy jouself laat doop, dan kom daar 'n nuwe mens, die nuwe mens begin te lewe. En dis een van die dae wat ek in presiesheid kan onthou. Dis 'n dag, 'n omkeer gewees in my lewe, geestelik, wat die grootste impak in my lewe gemaak het, want ewe skielik was ek meer bold gewees, want ek het geweet, daai ou mens waarmee die duiwel my heeltyd kom herinner en kom sê wat 'n slegte mens ek was, daai mens is dood, want ek het vir hom begrawe. En die woord om gedoop te word is baptizo, dit beteken om geonderdompel te word. En Pastoor Scott het hierdie vir my verduidelik en ek wil dit gou vir jou net wys die prentjie. As jy gedoop word, hier is nou 'n beskuitjie. Hy lyk nogal heel lekker, maar ek gaan hom eet nie. As jy gedoop word, wat baie mense leer, en ek wil nie op tone trap nie, ek wil hê jy moet hierdie ding verstaan soos ek het verstaan het. Hierdie is nie doop nie. Om gedoop te word beteken om geonderdompel te word, om jou hele lyf onder die water te kry, want sien, dan kom jy uit en jy is 'n nuwe mens. En sodra mens dit snap en besef, maar dis die werklikheid van die doop waarvan die Bybel praat, dan gaan daar soveel liggies vir jou aangaan. Ek is dankbaar dat ek in 'n susterskerk groot geword het. Ek het baie geestelike lesse daar geleer.
Maar ek is so dankbaar die dag toe ek 'n pad met God begin stap het, 'n pad van bekering begin stap het, dat die Heilige Gees my wakker gemaak het vir die doop. Want al maak die doop nie dat ek eendag in die hemel gaan wees nie, het die doop vir my kom lewend maak om 'n nuwe lewe op aarde te kan lewe. Ek onthou een van die amazingste dae vir my was die dag toe ons in Israel gegaan het daar waar hulle mense gedoop het. En om te gesien het hoe honderde mense gedoop word, ek is oortuig in my hart, as iemand uit die doopwater uitkom, is sy gesigsuitdrukking skoon anders. Daar's 'n ander gesig op daai persoon. Daai dag was vir my die amazingste dag gewees, om te moet besef dat die Here is besig om mense se lewens te verander. Jy het 'n keuse vandag, as jy 'n pad met God stap, dit is wat belangrik is. Die dag wat jy tot bekering gekom het en gesê het, maar Here, ek het U nodig, ek kan nie sonder U nie, en wat jy jou lewe vir die Here gegee het. Dis jou dag van bekering, dis jou dag van die feit dat jy gered word. Maar om gered te word van hierdie wêreld, en dat die duiwel nie vir jou terughou as gevolg van jou sondige natuur nie, is die doop die tweede grootste dag in 'n Christen se lewe, as hy besef, maar die ou mens is dood en die nuwe mens staan op. As hierdie vir jou vreemde begrip is, vat jou Bybel en gaan lees daaroor. Gaan lees oor die feit dat daar net een doop is. Gaan lees oor die feit wat die Here gesê het, as jy tot bekering kom, laat doop jouself. En miskien kan dit 'n stukkie van die legkaart vir jou bymekaar sit, oor waaroor dit als gaan. Op die ou end van die dag is God in beheer en hy is besig om met ons elkeen 'n spesiale pad te stap. Maar toe ek vanoggend my oë oopmaak en ek dink aan my muurtjie, dan dink ek dis so belangrik dat mense die doop moet verstaan. En ek hoop hierdie gedagte het vandag net vir jou oë so bietjie oopgemaak oor die doop. En mag jy daaroor gaan nadink en mag jy daaroor gaan lees. En mag die Heilige Gees jou oortuig daarvan. As jy al gedoop is, dan jy weet waarvan ek praat. Maar mag hierdie iets in jou wakker maak vanoggend. Ek hoop jy het 'n lekker dagie.